Nou ja, soos hulle sê, as die kat weg is die muis baas. So kom ons kyk wat kan ons doen vandag. So vir die wat my baie goed ken, weet ek hou van stories vertel. En baie keer, en ek is nou die laaste tyd nogals bekend daarvoor, of nie bekend daarvoor, ek was bewus gemaak daarvan, dat ek baie keer 'n storie met soveel inisiatief kan deel, dat dit soms oorkom as, wel, dit klink te goed om waar te wees. Dus dit kan nie waar wees nie, jy jok nou. En ek gaan vandag eintlik 'n storie met julle deel, en dis die storie van Abraham en Isak, maar ek kan vir julle wel verseker dat, alhoewel ek baie keer nonsens kan praat, wanneer ek hier voor staan, praat ek definitief nie nonsens nie. Ek praat uit oortuiging uit, ek praat uit ervaring uit, en ek praat ook uit opgewondenheid. En hierdie verhaal is vir my nogals een wat ek met julle vinnig wil deel, en ek bring net so 'n bietjie van 'n ander kant na hierdie verhaal toe. So dis die verhaal van Abraham soos ons dit ken, en ek deel basies 2 parallelle lyne tussen die verhaal van Abraham en ons vandag as gelowiges wat hierso is. So kom ons stap net weer deur die storie vandag. So Abraham ontvang 'n belofte wat menslik eintlik onmoontlik is, wel 'n kind op sy ouderdom. Vir Abraham en vir Sara kry hulle 'n kind. Nou op die ouderdom wat hulle was, vir ons vandag sal ons onmiddellik sê, wel, dis nie meer moontlik nie. Wel, God het iets wat onmoontlik was, moontlik gemaak. En die naam Isak beteken eintlik hy lag, want toe God vir hulle sê, gaan 'n kind vir hulle gee, het hulle gelag. Dit was hulle reaksie. Net so ook soos ons sal lag as iemand sê, wel van 90, wil ek 'n kind nog hê, ja, sterkte. Maar dan die skokkende oomblik kom waar God vir Abraham vra, jy moet vir Isak offer. So dit klink nogals teenstrydig. Die kind wat God beloof het, wil God nou hê Abraham moet offer. Dit is nogals baie teenstrydig. En dan wonder 'n mens maar, hoekom sal God so iets nou vir Abraham vra? Dit lyk soos 'n teenstrydigheid, maar Abraham se geloof was nie in Isak nie. Sy geloof was in die gever van die belofte. En as 'n teksgedeelte wat ek vinnig wil aanhaal hierso, dis Hebreërs 11 vanaf vers 17 tot 19. Hy sê, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy het die belofte hy wat die belofte ontvang het sy enige geborene geoffer. Aan wie gesê is, in Isak sal die nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te werk. Daar het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. En as jy kyk, as jy die verhaal van Abraham en Isak nou lees, kom jy agter, maar nêrens sien jy iets in Abraham wat hom half laat begin 2 keer dink of begin twyfel aan die opdrag wat God vir hom gegee het nie. God gee die opdrag en hy voer dit deur. En ons sien hier so in Hebreërs al die woord aan dat Abraham se gedagtes was dat God kan hom uit die dode opwek weer. Dit was waar Abraham se gedagtes was. Dis wat hy homself herhaal het heeltyd. Dit was sy denkwyse en sy oortuiging dat, ja, Isak is die seun wat God aan my beloof het, as ook die seun waaruit my nageslag sal kom. En God gee die opdrag vir my dat ek juis hierdie seun nou moet offer. So, hoe gaan die belofte nou gebeur? Maar nou sê Abraham se oortuiging vir hom, maar hierdie is dieselfde God wat vir my 'n seun gegee het op my ouderdom, so ek is daarvan oortuig dat hierdie dieselfde God, hierdie seun wat ek nou gaan offer, wie uit die dode sal opwek. En daarom sal ek dit doen met oortuiging. Daarom sal ek dit doen sonder om 2 keer te dink. En hy het dit gedoen. Maar ons weet ook, soos die verhaal klaarmaak, is dit God het voorsien. God het 'n ram voorsien. Nou, ons almal dra eintlik maar iets soos 'n Isak in ons lewens. Iets wat vir ons vreugde bring in ons lewens. Geluk. Dit is die deel van jou drome, jou vreugde, beloftes wat aan jou so kosbaar is, dat jy dit amper nooit kan dink om dit te verloor nie. Sien, maar die vraag wat Abraham moes antwoord en wat ek en jy moet antwoord vandag is, vertrou jy God met selfs jou grootste vreugde en vervulde belofte? En dit is my tema vir vanoggend met julle, is dat vertrou jy God met selfs jou grootste vreugde en vervulde belofte. Want dis wat Abraham gedoen het. Die vreugde wat Isak vir hom gegee het, hy het selfs God vertrou met dit.
Sien, sy geloof was nie in die belofte nie, maar in die een wat die belofte gegee het. Dis waar sy vertroue was. Maar kom ons begin met 'n probleemstelling, want ek voel dat mens kan nie 'n storie deel of 'n antwoord of goeie nuus deel as jy nie eers kan sê hoekom jy die goeie nuus deel nie. So die probleemstelling wat ek wil deel met julle vandag is dat daar is 'n realiteit waarin baie van ons leef. En dit is dat ons leef asof ons meer in die belofte glo as die een wat die belofte gemaak het. Ons is soms iemand wat voor 'n spieël staan, die persoon self is perfek in Christus. Hy is vol lig, hy is nuut geskape. Maar die refleksie wat die persoon terugkry is een van gebrokenheid. 'n donker persoon, iemand wat 'n lae selfbeeld het. Dit is die refleksie wat ons baie van ons dalk kry as in 'n spieël staan. Ja, die woord sê, ek is in Christus, ek is volmaak, ek is 'n nuwe skepsel, maar vir een of ander rede wanneer ons in die spieël kyk, is daar 'n refleksie wat terugkom en ons is oortuig van daai refleksie en nie die persoon wie ons is nie. Sielkundiges sê ons onderbewussyn bepaal tot 95% van ons daaglikse gedrag. Jou onderbewussyn bepaal 95% van jou daaglikse gedrag. Dit beteken, die meeste van ons lewe word nie deur ons bewuste geloof gedryf nie, maar deur ou patrone van skuld, vrees en selfbeperking. Nou die woord selfbeperking is vir my nogals baie uniek hierso. Sien, although we're living with the Spirit without measure inside each and every one of us, we limit that Spirit's potential. En daai selfbeperking wat ons doen, wat ons sit op die Heilige Gees, doen ons self in ons onderbewussyn. Elkeen van ons hier glo dat ons die Heilige Gees in ons, die volheid van die Gees in ons. Maar ten spyte daarvan, sien ons nie die volheid van die werking van die Gees in ons lewens heeltyd nie. Want ons beperk dit, omrede ons iewers in ons onderbewussyn glo dat ons is nog steeds nie genoeg nie. Omdat ons iewers nog oortuig is daarvan dat ons nog sondaars is, oortuig daarvan dat ons nog iets kort, ons moet nog iets doen om God se guns of genade te vind. En dis juist daai realiteit in ons onderbewussyn wat ons denke daagliks bepaal. Jy sien, as 95% van jou realiteit jou onderbewussyn is, los dit net 5% oor van jou bewussyn. So die verhouding is al klaar wel eintlik teen jou. Sien, die probleem is, ons leef uit die onderbewussyn. Dis nou die spieelbeeld, die refleksie wat ons terugsien, in plaas van die bewussyn van Christus, die nuwe identiteit wat elkeen van ons is. Ons leef uit die 95% en nie die 5% nie. En is daar die probleemstelling wat vir my sê, dit is hoekom die kerk nie is waar dit eintlik moet wees nie. En dit klink soos 'n negatiewe boodskap, ja, ons kan nou by die goeie deel kom. So die eerste sleutel wat ek met julle deel is identiteit. Want dit is die sleutel wat ons moet ontdek en gebruik. So omdat Abraham het 'n nuwe identiteit gekry. Sy naam het verander na Abraham. Dit was Abram. Nou begin ons 'n parallelle lyn sien. Abraham het 'n nuwe identiteit gekry en hy het sy seun ontvang. Net so ook het ek en jy, toe ons Christus aangeneem het, 'n nuwe identiteit gekry. 2 Korintiërs 5:17. Onmiddellik is daar twee parallelle lyne wat ons nou kan raak sien. So dit begin by identiteit. 2 Korintiërs 5:17. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Romeine 8:15 sê ook, ons is seuns en dogters, nie slawe van vrees nie. Sien, maar die probleem is, ons sien onsself nog te dikwels deur die spieël van ons onderbewussyn. Ons glo nog steeds die ou beeld. Alhoewel die woord sê, jy is 'n nuwe skepsel. Dat is die een hakplek wat ons nog steeds vassit. 'n nuwe gunsteling teksgedeelte vir my, Hebreërs 9:14, en dit praat eintlik oor die reiniging van ons gewete. Hebreërs 9:14 sê die volgende, hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees, sonder smet aan God geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien.
So daar bevestig die skrif dat daar's net nog iets wat die kruis kom doen het vir jou. Julle gewete te reinig. En hier kom die probleem weer eens. Alhoewel die skrif dit sê, alhoewel ons dit aanhaal, moet dit iets wees waarvan ons onsself begin oortuig. As jy jouself kan begin oortuig dat, Jesus het my gewete kom reinig, van sondaar mentaliteit, van slaaf. Sien gewete, as ons kyk na die konteks daarvan, praat hulle van jou innerlike kennis, jou bewussyn. Dis die plek waar jy besluit wat jy glo oor jouself. Dooie werke, so die ou programmering, jou pogings om jou eie waarde te bewys. Reiniging van gewete kan wees, God herskryf jou onderbewussyn. Hy was die spieël skoon. God herskryf jou onderbewussyn. Maar hy doen dit deur die woord. Faith comes through hearing the word of God. So daar sien ons dat, een van die goed wat ek moet doen, is alhoewel dit 'n belofte is, alhoewel dit 'n vaste realiteit is wat gebeur het, die kruisiging van Jesus, en dat ons 'n nuwe identiteit het, God reinig ons gewete. Die geheim van dit alles is, ons moet onsself daarvan oortuig, konstant, deurlopend. Dit is wat bekering is, dis nuwe denke, daagliks. Jy dien God nie uit vrees of skuld nie, maar uit 'n nuwe innerlike waarheid. Dis waar elkeen van ons moet wees, dis waar elkeen van ons streef om te wees. Dien God uit 'n nuwe innerlike waarheid. En op die einde van die dag, hier is die volgende parallelle lyn, dit is die altaar waar ons Isak neerlê. Ons eie Isak. En ons gewete, en ons denke, en ons bewussyn. Dit is iets wat ons gaan opoffer voor God. In plaas van om lief te word vir die een ding, om lief te word vir 'n verhouding, 'n vriend, jou kinders, wees lief vir die een wat dit voorsien het. En ek dink julle verstaan die hart waarmee ek dit sê. Die verhoudings, alles dit wat ons koester. Ons het dit lief, ja, maar wees liewer vir die een wat dit voorsien het. Die een wat dit moontlik gemaak het. Die een wat die belofte gegee het, nie die belofte self nie. Want God kan voorsien, net soos wat Abraham geweet het, en die woord daarvan getuig. Dat hy was bereid om by belofte op te offer, want hy weet, die een wat het gegee het, sal dit weer uit die dode opwek. Hy het geweet, hy gaan sy seun nie verloor nie. En hy het nie. Ons belofte en die vreugde, die twee gaan hand aan hand. Sien, my vraag was toe ek hierdie verhaal lees en ek kry hierdie boodskap en ek skryf het, hoeveel beloftes is daar in die woord wat ons nog moet ontdek nie? Hoeveel beloftes is daar in die woord wat God sê dat hy sal voorsien? Hoeveel beloftes is daar wat sê dat God reeds voorsien het? Naamlik die kruis, naamlik die uitstorting van die Heilige Gees, naamlik die reiniging van ons gewete. Hoeveel keer het God nie al reeds voorsien nie? En die geheim dan eintlik is vir ons om te leef in dit. Isak was nie net 'n seun nie, hy was eintlik net die draer van die belofte, die een wat God gesê het, uit jou nageslag uit. So wanneer God vra om vir Isak te offer, vra God eintlik, vertrou jy my met selfs jou grootste vreugde en vervulde belofte. Dit wat jou gelukkig maak, wat jy dra in jou hart, wat jy koester, wat jy probeer beskerm, vertrou jy God met dit ook. As God vir jou sê, offer dit op. Ons het 'n verhaal in Matteus 8, wat ons iets sien van 'n Romeinse offisier wat geloof gehad het, wat baie uniek is. Ek gaan dit nou aanhaal hierso. En dit herinner my net soos wat die geloof wat Abraham gehad het. En die verhaal in Matteus 8 kom neer op die volgende, en is dat 'n Romeinse offisier kom na Jesus toe en hy sê, Here, genees my seun.
En iets wat baie uniek is hierso, en hy sê basies vir Jesus, jy hoef net 'n woord te spreek. Hy vertrou die gesag van Jesus. Hy herken wie Jesus is. En hy kom na Jesus toe en sê, Here, genees my seun. En jy hoef net 'n woord te spreek. En ek weet my seun sal gesond word. En Jesus se antwoord op die volgende is, Jesus sê, so 'n groot geloof het ek nog nie in Israel gevind nie. Nou, dis 'n kragtige stelling wat Jesus maak daar. Hy sê, so 'n geloof het ek nog nie in Israel gevind nie. Dis nie 'n Jood wat na Jesus toe gekom het nie, dis nie 'n Fariseer nie, dis 'n Romeinse offisier. So nou wonder ek, hoeveel Bybelkennis kon daai Romeinse offisier nou regtig gehad het? Sekerlik het die Fariseer baie meer teoriekennis gehad as die Romeinse offisier. Maar al wat Jesus raak gesien het, is die geloof van die Romeinse offisier, om te weet dat as Jesus net die woorde spreek, sal dit gedoen word. Maar dit is nie Jesus wat ook self gesê het nie, soveel meer sal julle doen vandag. Hoeveel te meer sal ons nie kan doen vandag nie, wat die volheid van die Gees in ons het, wat erfgename is van God, wat genoem word kinders van God. Hoeveel te meer kan ons nie doen nie, wanneer ons net woorde spreek. Maar ons sien nie die resultaat nie, want ons leef uit die onderbewussyn. Ons laat toe dat dit ons realiteit bepaal. Net soos wat Abraham en Sarah gelag het, toe God sê, julle gaan 'n kind kry. Nie lank daarna het hulle 'n kind gekry. Sien wat Abraham ontdek is die volgende, is dat wanneer hy sy belofte op die altaar lê, is daar reeds 'n ram in die bos. God het reeds voorsien. Abraham kon nie geweet dat God gaan voorsien nie, maar God het reeds voorsien. Net so het God vir ons reeds voorsien in die kruis van Christus, die vergifnis, versoening, nuwe lewe. Ons offer nie om iets te kry nie, ons offer omdat ons reeds alles ontvang het. Wanneer ons nou offer, sê ons vir God, Here, ek is dankbaar vir dit wat U vir my gegee het, maar ek is bereid om selfs dit op te gee, want ek weet U kan nog meer voorsien. Ek is bereid om tyd op af te staan, want ek weet U kan nog meer tyd voorsien, want U staan buite tyd. Ek is bereid om te probeer, alhoewel ek nie dalk die kennis het nie, maar die oomblik wat ek wys, ek sal, en ek is bereid, die oomblik wat ek sê, Here, gebruik my, dan kan God begin intree. Dan kan dit wat God reeds beloof het in jou, dit wat reeds deel is vir jou, dit wat waarvan jy 'n erfgenaam is, losgemaak word vir jou, hier op aarde. Maar wat jy sal losmaak in die hemel, sal losgemaak word op aarde. Wat jy bind, sal ook weer gebind word in die hemel. Dit is ons realiteit. Maar dit is iets wat ons moet ontdek en inbeweeg. Sien, die slotgedagte wat ek met julle wil los, is wanneer ek my Isak op die altaar lê, my vreugde, my belofte, of selfs my diepste self, die deel waarvoor ek lief is, ontdek ek dat God reeds voorsien het in Christus. Ek leef nie uit my ou onderbewussyn of valse refleksie nie, maar uit 'n nuwe identiteit en die beloftes van God.